Ons gesels vandag met Kobus Kreer. Amazing dag wat gaan aanbreek. Ons is nou in Julie en die 27ste Julie in Pretoria 2024, volgende Saterdag, gaan Kobus Kreer met 'n klomp jong manne en met 'n klomp pappas gesels. Pappa en jong seuns, as julle daar kan wees, doen dit, wees daar, dis gratis en verniet. Kobus, goeiemôre. Hi, môre Amanda. Die Here het jou radikaal omgetiep en vandat jy radikaal omgetiep is, jy's 'n krangige rugbyspeler gewees en jy het cage fighting gedoen en ek weet waar jy op 'n rugbyveld is daar besering is, gaan bid jy vir die jong mense, dan word hulle bonatuurlik gesond. Ek weet jy was in 'n hospitaal gewees waar jy vir 12 mense gebid het, hulle is almal uit die hospitaal uit ontslaan die volgende dag. Ek weet ook van die vrou vir wie jy gebid het wat blind was en sy sien weer. Vertel vir my, wat is die Here besig om met jou te doen? Ons tyd is min en die Here is op pad en die Here gee vir ons nog 'n kans om regtig, soos Joël 2 vers 28 se sê, wanneer ek my gees uitstot op alle vlees, dan gaan kinders begin gesigte sien en jong mense profeteer en ou mense drome droom. Praat gou met my, wat is besig om te gebeur? Wat praat Heilige Gees met jou? Ja, Amanda, is omtrent so 'n maand terug het die Heilige Gees op my hart gesit om 'n pa en seun oggend te hou. Dit was 'n intense oomblik saam met die Heilige Gees. Ek was besig om te bestuur en ek het skoon in trane uitgebars. En die Heilige Gees het vir my gesê dat daar moet restaurasie kom in gesinne, veral tussen pa en seuns, want daardie seuns gaan ook eendag 'n pa wees weer in sy eie gesin. En sodoende kan daar restaurasie plaasvind tussen paas en God die Vader, daai verhouding. Nou ja, wat baie belangrik is in die woord wat daar is in Maleagi 4 vers 6, staan daar dat die harte van die Vader sal terugkeer na die kinders toe en die harte van die kinders sal terugkeer na die vaders toe. Nou wat in die laaste dae, ja, en wat baie belangrik is dat die vers wat direk daarmee gekoppel is Lukas 1 vers 17 en daar staan om God se volk voor te berei en toe te rus. En dit is waaroor dit gaan en wat ek glo wat Jesus besig is om te doen, is om 'n restaurasie te bring tussen paas en seuns en gesinne. As ek jou 'n vraag mag vra, nou vra paas, ja, maar my kinders is klaar groot, ek het klaar, die skade is klaar gedoen. Kan hulle kom? Ja, enige tyd, jy weet, baie belangrik wat alsaam met dit loop is vergifnis en om ontslae te raak van onvergifnis. En almal is welkom, ook die jonger kinders is welkom. Ek glo dat God gaan iets groot doen. En wat vir my net uitgestaan het, jy weet in Desember laas jaar het God my 'n woord gegee oor Suid-Afrika en oor president Donald Trump. En nou Sondag wat verby is, het daai profetiese woord in werking gekom. Dit is volbring. Die woord wat God my gegee het oor president Trump was dat daar gaan 'n assassination op hom wees, maar hy gaan niks hoorkom nie. En toe ek Sondag daaroor bid, toe besef ek en die Heilige Gees sê vir my, hierdie was 'n teken gewees sodat jy kan besef dat die woord van 2024 wat ek jou gegee het, van Joël 2 vers 28, is besig om in werking te kom en het ook reeds begin. Dis amazing. Dis amazing. Kobus, daar's pappas wat wil kom, wat se kinders dalk oor see is, of wat dalk nie hulle kinders by hulle het nie. Kan hulle alleen kom? Kan kinders alleen kom? Jong mense, wie kan kom? Ja, as daar jong mense is wat alleen wil kom, hulle is welkom. As dit net paas is, as jy dalk net 'n dogter het, jy's welkom om te kom. Waaroor dit gaan is dat ons moet as paas begin besef wat ons verantwoordelikhede is volgens die woord van God. As priester en as profeet en as koning. Ons is God se verteenwoordigers by ons gesinne. En dit is belangrik dat ons daardie regte voorbeeld is en dat ons in diens van God is om daardie verteenwoordiging uit te bring, sodat wanneer ons kinders weer eendag groot is, dat hulle die regte ding kan doen weer in hulle gesinne. Ek wil sommer vir pappas by sê, pappa, jy het dalk 'n gemors gemaak van jou lewe en van jou kinders se lewe. Dis nooit te laat nie. Weet jy wat? Een gebed en die Here kan alles verander. Mens hoef nie fisies altyd te gaan regmaak nie. As jy met die Here regmaak, kan hy in die gees baie dinge doen. Is ek reg of verkeerd, Kobus? Ja, nee, dit is waar, jy weet. In Johannes 1 vers 9 staan daar, wanneer ons sondes bely, God is getrou en regverdig
Al wat God wil hê is dat ons na hom toe kom, ons moet nader tot hom en hy sal tot ons nader, en wanneer daar belydenis is, en dit wat in die donker is in die lig bring, dan kom die bloed van Jesus en hy was jou skoon. So moet nooit die leuen van Satan glo dat jy te diep in dit is of in die wêreld is en dat jy nie kan loskom nie. Daar is vryheid in die naam van Jesus Christus. Kobus, hoe het jy as kind groot geword? Het jy 'n goeie verhouding met jou pa gehad? Nee, glad nie. Ek het glad nie 'n goeie verhouding met my pa gehad nie. Vertel my 'n staaltjie. Ons het groot geword in vrees, manipulasie, intimidasie. Daar was alkoholisme gewees, fornication, adultery. En ja, op die einde van die dag, voor ek myself kon kry, was ek self vasgevang in die goed. Maar dit het my verhouding met God beïnvloed, want 'n ou se pa is jou eerste voorbeeld van hoe 'n pa en 'n kind verhouding moet wees. En dan beïnvloed dit, as dit op 'n goeie plek is dit maklik om ook aan met God te kommunikeer en om aan daardie verhouding te bou. Maar wanneer jy 'n slegte verhouding gehad het of het soos wat ek gehad het, is dit moeilik om op daai plek te kom, want jy dink dat die manier hoe jou pa jou hanteer het, laat God dieselfde is. Maar ons weet nou en dat God is 'n God van liefde. Voor ons afsluit, vertel my net die staaltjie waar jou pa julle wou skiet, waar julle in die veld was. Ja, ek was baie klein gewees. Ek was omtrent seker 6 of 7 en waar my pa het maar net rusie gehad en dat op daardie oomblik, in 'n oomblik van waansin, toe wou hy ons almal skiet en ons het in die veld ingevlug. Ons het gaan wegkruip en ja, dit is daar wat soos vandag wat 'n ou aan dit dink en 'n ou die vyand het kom steel en slag en verwoes op 'n jong tyd in my lewe. En ek kan net met soveel dankbaarheid sê dat Koning Jesus het my kom vrymaak. Jy weet, ek het as 'n pa en as 'n man het ek op al die verkeerde plekke gaan soek. En vir die eerste keer in my lewe voel ek in my hart is ek volkome vry en ek het die liefde van God wat ek ervaar. En nou gebruik God my om ander mense te help. En daar's soveel mense wat vrykom, mense wat genees word, mense wat demonies bevry word. En dit is net amazing, en as God my kan vrymaak, met dit wat ek gedoen het in my lewe, kan hy enige persoon vrymaak. Jy weet Kobus, ek dink die grootste ding is dat mense skuldig voel, want Satan hou daai skuldgevoel teen ons, en hy wil ons aankla, en Romeine sê, those who are in Christ, jy hoef nie te worry nie, jy het nie skuld meer nie, want die Here het al die skuld betaal, maar ons glo dit nie, ons vat dit nie vir ons nie. So manne, ek wil vir jou uitnooi, as ons loftes kan volmaak, kom ons maak Saterdag vol daar by Inkwazi Lodge, 10 uur Saterdagoggend die 27ste Julie, Kobus Kreer gaan daar wees, baie Signs and Miracles, volg hom deesdae, hy kom so op 'n rugbyveld en dan bid hy vir die ouens wat beserings opgedoen het en amazing miracles gebeur. En as jy wil hê die Here moet jou hart en jou gesin verander en jy's jammer oor wat jy gedoen het, pappa, wees daar. Kanselleer Saterdag se afspraak en wees by Inkwazi Lodge die 27ste Julie. Kobus, baie dankie vir jou gesels. Is daar nog 'n laaste iets van jou kant af? Nee wat, dit is al. Nou maar goed. En dis gratis en verniet. Kobus, kan ons net jou telefoonnommer kry asseblief? 082-725-661. Jy die nommer, jy het geen verskoning nie, boek vir Saterdag en sorg dat jy daar is. Tot en met volgende week, totsiens.